Naand mense, ja, hierso. Ja, ek wil praat oor twee goeders vanaand. Goed waarna ek lankal belang gestel het. Ek stel 'n groot verskeidenheid dinge belang. Dis nie net alles geestelike goed nie. Ook in genesing, verskillende metodes van genesing. En dan ook van electroculture byvoorbeeld, van energies en hoe die aarde se energie te gebruik om plante beter te laat groei. Dis iets waarna julle kan kyk ook. Ek gaan so kort video's daarvan speel vir julle, dat julle kan die idee kry van waaroor dit gaan. En ek het ook 'n boek gelees daaroor, oor hierdie goed. En ek gaan ook nog in die toekoms praat oor orgonites, hoe jy dit kan gebruik, en dit is nogal ideaal vir die 5G torings. As daar is, dan sit jy een van daardie goeders by elke toring, dan neutraliseer hy baie van daardie elektromagnetiese radiasie wat afkom van daardie torings af. So ek wil daardie goed deurgaan, wie dit uitgevind en so aan, 'n bietjie daaroor praat oor Wilhelm Reich, die ou wat dit uitgevind het, en hulle het hom toe doodgemaak. Maar in elk geval, ek wil eers gou vir julle net 'n video wys, weer eens oor die onderwerp van gisteraand, wat ek gepraat het oor die shots, die spuite wat mense vat, en die nagevolge daarvan. Ek wil net nog iets daaroor noem, en dit is hierdie keer van Eyes Open in California Dreams. Hierdie ou kry ook drome, baie drome, oor die toekoms. Nou hierdie een gaan spesifiek oor contaminasie, spike proteins. Ek weet nie of julle al daarvan gehoor het nie. Dit is wanneer mense wat die spuit gevat het, deur hulle saliva, ander mense contaminate. En dis waaroor hierdie droom gaan van hierdie. Dis net so 4 minute, so ek gaan gou vir julle speel. Hey, what's up guys? Eyes Open in California here. So today is Sunday, September 14th, 2025. Well, yesterday I woke up from an interesting dream. I want to tell you about it. It was very short, but very informative. So in this dream, I'm walking through a house. I don't recognize the layout. I don't know whose house this was, but I'm walking through this house, and I walk through this doorway, and I look to my left, and I see someone drinking out of a coffee cup. And my vision like zooms in. I can see them drinking. They set the coffee cup down, and they walked away. Then somebody else came and grabbed that same coffee cup and drank out of it. And then I look and I see two people standing face to face, and they're kind of halfway cuddling. They're like touching each other on the ribs kind of area, and they kissed each other. And then I looked over here and I seen two people walking off together. And then I heard a voice, and the voice said, "This world is quickly running out of people that are not contaminated." And that was the end of the dream. Ja, ek wil net hier genoem het gehou van hierdie contaminasie. Ja, ek het nou die dag vir ek dink vir my vrou gesê, ek glo ons is beslis die laaste generasie, en dat die feit dat die goeders is uitgekom het, hierdie biologiese wapen wat hulle mense gespuit het in 2021, dit affekteer ook kinders. En natuurlik, een van die dinge wat gebeur is, dat vrouens die swangerskapssyfers het heeltemal afgegaan. Baie minder mense raak swanger as gevolg van die goed wat hulle gespuit het. Maar die ander ding is ook nou, die mense wat gespuit het, hierdie goed affekteer jou selle, jou DNA, jou RNA, hulle spuit jou nanobots in, hulle spuit jou grafien in, en 'n klomp allerhande goedjies, né? En dan gaan dit ook na daardie fetus toe, daardie baba toe. So daardie baba is verander van geboorte af, so ek weet nie of babas meer gebore kan word met siele nie. As hulle DNA verander is met geboorte, kan hulle dan nog siele hê? Ek weet nie, miskien. Dit het by my opgekom, ek weet nie hoekom nie. Ek weet nie of dit nou van jou as 'n gees af is wat dit by my opgebring het nie.
maar ek dink regtig ons is die laaste generasie. En in elk geval met hierdie goed wat hulle in die spuite gesit het, verkort mense se lewens. Jy sien hoe mense omval. Ek het by my werk gehad met daai tyd waar die mense, 3 van die mense wat die spuite gevat het, al 3 was hospitaal toe vir hartprobleme. En is mense van verskillende ouderdomme. En so ja, die goed gee jou allerhande issues, veral met bloedvloei. En dis een van die goed wat mens dadelik moet uitsorteer. En dis hoekom, gaan kyk my vorige video, daar gee ek vir julle tips van goed wat julle kan gebruik. Maar spesifiek ook die ene wat jy saam met DMSO gebruik. Daardie ene, mense, soos ek sê, dit klink vir my, hy suiwer jou bloed properly met van al hierdie goed wat die mense gespuit het. So ek sou nogal aanraai dat mense daardie een beslis doen. Ek het 'n nommer gesit onder op in die comments van iemand wat julle kan bel in Suid-Afrika wat dit maak, verskaf. As julle belangstel om dit te probeer julle bloed skoon te maak van al hierdie goed. Maar in elk geval, kom ons kyk verder wat sê hier oor. That was the end of the dream. So that this video doesn't end up in YouTube Shorts, I'm gonna have to stretch this out a few minutes. So for anybody who's followed my channel for any length of time, you know what it is. This is the first time you're seeing me. I'll just quickly explain. The jab permanently modified people's DNA. That modified DNA is also contained in bodily fluids. The sharing of food, drinks, smoke, or any kind of bodily fluid, that exchanges that altered DNA. So those who have been altered are cross-contaminating the ones that have not taken the jab, right? The fluids are contaminated. And this world is quickly running out of people that are not contaminated. But there's another danger, is now they're starting to jab the animals. So now people who have refused to take the jab are eating the jab because they're breaking the commanded diet of being vegetarian. They're eating the jab. So this world is quickly running out of people that are not contaminated. One way or the other, people are getting themselves contaminated. So that's basically what's happening. So if you're single, be very careful. And it's time, everybody needs to get selfish about their own health. To the point that if somebody says that you're a germaphobe, so be it. So be it. It doesn't matter. If the label germaphobe is given to you, that term, or they start saying you're a germaphobe, so what? Don't get yourself contaminated, whatever you do. So anyways, where are we at here? 3 minutes, 49 seconds. That's the message that I wanted to convey. I mean, I've spoken about this particular subject many times. I'm not trying to reinvent the wheel. I just want to reiterate this because God showed me this. And then in a dream. Ja, okay, so ek gaan maar net hier stop. Ja, soos hy sê, moenie sommer net enige iemand soene gee en vreemde mense of so. Die feit van die saak is, mens kan contaminated word. Nou, ek dink nie dit sal dieselfde effek hê op mense wat net gecontaminated word nie. Dat hulle pineal glands vernietig word. Of wat ek genoem het in die vorige video. Ek dink, hulle het genoem, nie hierdie maar die ander ou in 'n droom wat hy gekry het, dat die mense se tande val uit as hulle daardie sein uitstuur met die 5G torings. Die mense wat gecross-contaminated is, sit tande val uit. Wat hy gesien het in 'n droom.
En hy het gesê, hy het selfs gesien van, daar was 'n dier daar, wat, ek weet nie wat se dier was dit nie, maar sy tande het ook uitgeval, wat ook dan gecontaminate was op 'n manier. Miskien deur vleis wat hy geëet het, want soos hierdie ou ook sê, hulle spuit die vleis in met hierdie gif, hierdie goed wat hulle vir die mense ingespuit het 'n rukkie terug. Hulle het mos nou begin vleis ook inspuit met dit. Nou, soos ek gewys het in 'n vorige video, dat varkvleis het hulle al lankal begin inspuit. So mense, vir veiligheidshalwe moet mense eintlik vegetaries gaan nou, in die tyd waarin ons leef. En dis in elk geval eintlik die dieet wat ons voorgeskryf het, die perfekte dieet, is vegetariër. Dis in Genesis 1. Ek dink is vers 28, 29 daarom, het Jehovah gesê dat hy wil hê ons moet plante, sade, vrugte, groente, herbs, sulke goed eet. Dit is ons dieet. En dis sy perfekte wil vir ons. So jy kan maar besluit of jy nou in sy perfekte wil leef aangaande jou dieet, of maar net sy aanvaarbare wil wat rein diere is. Maar soos ons nou hoor in die tyd waarin ons leef, hulle besmet diervleismense. So is baie gevaarlik. Baie gevaarlik. Want as hulle daai vleis inspuit en jy eet dit, dan is dit asof jy maar net 'n inspuiting gaan kry by die dokters. Dan is dit presies maar dieselfde ding. En my gesin is al meer as 'n dekade vegetariërs in elk geval. Ek het so aan en af vleis geëet tot nou onlangs. Ek het so 'n paar maande terug opgehou heeltemal, en ek is ook nou heeltemal vegetariër. En ek is redelik gewoond daaraan in elk geval, want ek het so min vleis geëet. Ek het so net maar 1 keer in 2 weke of so 'n stukkie 'n bietjie hoender geëet of vis. Maar nou eet ek dit glad nie meer nie. Die feit van die saak is, hulle spuit die goed in. En selfs vis ook, dit is so hoë vlakke mercury in, swaar metale in, dat dis nie eers meer gesond nie, dit wat jy eet. Maar ja, vegetariër is die way to go. En in elk geval, as jy gaan kyk, ek het 'n video ook daaroor, die dieet van die disciples en Joshua en almal. As jy 'n studie daaroor gaan doen in die historiese boeke, sien jy, hulle was almal vegetariërs. En ja, ek wil gou video's wys oor die electroculture, vir goed wat jou kan help, dat jou plante baie beter groei, en dat jy nie eers pesticide nodig het nie. En ek het ook 'n boek daaroor gelees, en hulle sê daar, ek dink is 30% yield wat verhoog, van as jy iets plant, 30% meer wat jy daaruit kry, uit wat jy plant. En die goed wat uitkom, wat is ook baie groter as normaal. Want, ek het julle maar gesê van die etherons en die ether, en met die 1000-jarige vrederyk wat gebruik is om krag op te wek, nou dieselfde energie in die lug, die etherons wat uitgetrek word vir krag, elektrisiteit is ook daar om plante beter te laat groei. Nou as jy die regte goeders in die grond druk, dan groei jou plante skielik baie beter, is hulle baie gesonder, word hulle baie minder gebyt deur insekte ook, want die insekte hou nie van daardie elektrisiteit, daardie energie in die plante nie. Maar kom ons kyk gou hierso na kort video's. A lot of people have been asking me about before and afters of electroculture. Does it work? Is it placebo? Is the copper doing anything? This is a before and after video showing the difference of Elisa's garden on TikTok. Her handle is gardening521, and you can look her up. But this is her garden before electroculture in 2020. She was just using compost and fertilizer, which is the traditional way, and it looked like she was yielding a ton of food in her backyard. We can all have abundance. That's the magic of just growing our own food. We don't have to be dependent on the toxic chemicals in which they try to supply us with. So let's look at the after. So this is the after of electroculture, implementing copper and wood antennas in the garden to amplify the Earth's energy, the magnetism, and the life force of the sap, the plant's blood. What's happening is she's increasing the magnetism and the Earth's energy in that area, creating a vortex so that the plants can grow larger, get bigger, and also
receive more nutrients, right? When the plant is at its most optimal level, it will grow and just keep growing. We could probably grow plants almost 50 feet high, but the pesticide companies load their pesticides with tons of iron, which diminishes the life force of our planet and our foods, so that we are dependent on the grocery store. If you want to learn more about electroculture, you could check out our blogs, Electroculture for Beginners, at cultivateelevate.com, but also check out Elisa's TikTok at gardening521. So today we're talking about electroculture again with part 2 with Gardening 521, which is Elisa's garden. Her video went wild the other day, and here's her antennas, and here's her garden, and here's the abundance in which we can all have. Her backyard is like a jungle of just food, and she's in Washington State. Look at this. It's beautiful. This is what we all can have. And that's the magic. We do not need pesticides. We do not need chemicals. We do not need Monsanto. We do not need Agent Orange or DDT is good for me or any of these toxin things placed into our soil. We just need to preserve the life force, the energy, the magnetism, the chi, the prana, the beautiful essence of life and our planet. And that's where electroculture can come in to help reestablish that. You're using copper, which is great for the soil, great for the plants, and helps yield more food. When you place iron into the soil, you're diminishing the magnetism, the life force, the energy, all of that. Look at the average pesticide. It contains almost 4 different types of iron. Look at the average tool in Home Depot and Lowe's. It contains iron. Why are they putting iron in everything? Because iron is diminishing our soil and diminishing our planet. That's what it comes down to. And if we start going back to using copper like Justin Christo Flo, like Victor Schauberger, like George Lakowski, you can look all these. Ja, hierdie Victor Schauberger wat ek ook van praat. Ek het daai ou se boek ook gelees. Ja, man, wat 'n amazing persoon is daar in die mense. Die goed wat hy uitgevind het, sjoe. Selfs Hitler het hom nader getrek en met hom gesels. Maar die ou was regtig baie knowledgeable. Hy was ook 'n wetenskaplike en hy het 'n klomp goed uitgevind. Nou, een van die goed wat hy uitgevind het is van om energie op te wek uit water uit. En hy het geleer hoe water functioneer en wat goeders jy moet create vir die water om daar die energie vry te kan stel. Dit is net amazing as jy daai boek lees, die goed wat hy uitgevind het. En ja, Victor Schauberger, gaan kyk ook na hom as jy wil meer leer van water en die energie in water. Die latent power eintlik, wat jy kan sê, die verborgde krag wat in water is. These people up, they researched all of this stuff. They healed plants with copper. If we start going back to that, we can all have an abundance and there will be no food shortages on this planet. In 'n geval is daardie wat ek wou wys hierso en dan net hierdie ouetjie stukkie van hom. And this thing, electroculture, is an absolute game changer for all gardeners, for everybody who's interested in growing plants or growing food, right? And before I go into the details and what it does and how it works, let me show you how it worked in our garden. It's called electroculture, and you might have heard about it. But basically, you take a bamboo stick or a wooden stick, and you put some copper wire around it. I'm going to show this to you. Like this here. You see, this is copper wire, and it goes down, all the way down into the soil. And you stick it next to your plants. And what happens is absolutely amazing. I mean, we knew it had an effect, but not the effect that we're observing. The plants are growing so much faster. Tomatoes here, we've never seen anything like it, but this is just unheard of. And it's so simple, right? So what you do, you use the Earth's energy and the ether's energy. You know, you can go and look up Nikola Tesla and Schauberger and all these people who studied this, and literally, you take a stick like this, and you take copper wire and you wrap it around it, and then you put it into the soil, and you let it stick out like this in a spirally way, right? Here you go. And then watch what happens, right? So here's the simple thing about electroculture, right? If you look at these images, if you look at the beautiful plants, just the color, the size, you can feel the energy. Trust me, it feels very, very different from previous years. It's just something amazing. And it's so absolutely simple. This is the main ingredient of electroculture that we use. It's a
It's your standard copper wire, and we'll put all the links in the video description where you can purchase this, right? We used copper wire, and when I say we, Christine who did all the work there, but really, you take bamboo sticks, also link in the description, you wrap the copper wire around it in a spirally way, and then you just let it spiral even above the end of the bamboo stick, and then you stick it next to your plants. And we'll put some more links in the video description of where you can see and watch how people are doing it and what they're recommending. But the very simple, basic explanation as to why electroculture is producing more yield, is producing bigger plants, healthier plants and whatnot, is because it is using the Earth's, the atmosphere's energy. It's something that Nikola Tesla talked about, Victor Schauberger talked about, and many other amazing people talked about in history. Of course, this has been hidden, right? Like everything else. When this technology, if you will, was rediscovered in the early 20th century, and it was presented later to the governments, you know, as this amazing tool to help people grow better food, it was suppressed because all these governments already had deals with the chemical, agricultural, industrial complex, if you will, right? I mean, this has grown huge into the Bayers and the Monsantos and everything else. But here's the very, very simple thing. It pulls energy, electricity, electric energy from the ether into the earth, and it helps the plant grow in an optimal way, which I believe all the other circumstances that we're seeing in the environment are doing the exact opposite. You will need less water, the plant will be more nutrient dense, you won't need pesticides or even fertilizers down the line. People from all over the world are just having the same experience. Het jy al sulke groot piesangs gesien? Is hierdie piesangs? Ek dink dis piesangs. It's massive. Hierdie like soos 'n tamatie. It's massive. We're all being blown away. It's so simple. You can do it yourself. No excuses. This is what I love about this time of the Great Awakening, is that all these things are coming up, and when people just get over their excuses and just try and do it, they have amazing results. So we're totally in love with electroculture. We'll keep you in the loop about what we learn about our own experience, but you keep us in the loop too, right? Feel free to leave a comment or send an... Ja, in elk geval, dis wat ek vir jou gewys het hierso. En ja, mense moet maar jou eie ding doen. Mense kan nie op die goewermente vertrou om enigiets vir jou te doen nie. En ek dink die Suid-Afrikaners het dit nou al duidelik agtergekom daar in Suid-Afrika, dat jy glad nie hulle kan vertrou vir enigiets nie. Maar die wit lande hierso, hulle vertrou nog hulle goewermente nog 'n bietjie te veel. En ons is maar, as van Suid-Afrika af is, ons is maar altyd maar skepties, want ons het maar net 'n donkie stamp sy kop 2 keer, is dit wat die sê ding is? Zoiets. Maar ja, nee, mens kan nie die goewermente vertrou nie. Of is dit donkie stamp sy kop 1 keer? Kan jy glo, ek kan dit nie eens meer onthou nie. Maar in elk geval, ek het nie die geleentheid gehad om hierdie electroculture goed al te probeer nie, hier in Engeland. Maar dit is beslis iets wat ek sou gedoen het as ek in Suid-Afrika was, want daar is baie meer spasie en 'n geleentheid om goed te plant, dan sou ek dit beslis gedoen het. So mense, kry vir julle koperdraad, kry vir jou stokkies, jy kry mos hy stokkies, en dan druk jy hom, jy spiral hom so om die stokkie, en maak seker die koper gaan onder die stokkie, sodat as jy hom in die grond indruk, dan is hy saam met die stokkie onder die grond. En dan trek jy die etherons uit die ether uit in die grond in. Dan elektrify die grond en dan groei jou plante baie beter. Soos hy sê, jy het minder water nodig. Die plante is gesonder, meer nutrient dense. Ja, meer voedingswaarde in jou plante. Jy kry meer waarde vir jou geld. Jy kry groter plante, groter vrugte, groter alles, groter groente. Ek het 'n boek, in my boek wat ek gelees het hier oor electroculture, hou 'n ou blaarslaai vas wat so groot is soos sy hele bolyf. En ja, en dan ander goeders wat hulle so vashou, groentes en so, wat massive is, baie groter as normaal, maar hulle het dit gekry deur hierdie electroculture. En soos hulle sê, yster is sleg vir die grond, gebruik koper. Gebruik koper utensils as jy kan, gebruik koper draad. Dit is in elk geval wat ons moet gebruik in elektrisiteit ook, koper. 'n goeie geleier van elektrisiteit.
En hy is ook maar een van die goedkoper geleiers wat mens kan koop en gebruik. Die duurder ene wat ook beter geleier is goud. Niemand gaan goud gebruik nie, so koper is maar the way to go. En gewoonlik as jy koper so kry, moet jy maar net so 'n bietjie afskuur, dink ek, want hy het dalk 'n laagie om. Net daai laagie afval voordat jy dit gebruik. Ja, ek dink dis wat ek wou gesê het hieroor. Maar electroculture mense, konsidereer dit. Dan gaan julle dalk 'n groot verskil sien in julle opbrengs. En dis mos wat mense wil hê in hierdie tyd wat ons leef. Mense het sulke goed nodig, sulke tips. As jy nie hoef 'n pesticide te gebruik en so aan nie, dan is jou goed ook nog gesonder as wat dit was nadat jy pesticide gebruik. En ja, wat hierdie ouens gesê het van die spike proteins en so aan, wees maar versigtig mense, moenie sommer net enigiemand soene gee en uit hulle goeders drank en so aan, wat julle nie ken nie. Wees maar versigtig. Soos ek sê, ons is die laaste generasie. Ek dink as ons die laaste generasie is, dan beteken dit ons nog so 50 jaar of so oor. Dan is dit die eind van die prent. Ja, Lucifer se kans wat hy gehad het om hierdie biologiese wapen te gebruik wat die mens heeltemal verander permanent, het nou ingekom wat vir my wys, dit is in die einde van die kort seisoen van misleiding. Want die goed wat hulle die mense gegee het, is irrevocable. Jy kan nie dit terug verander nie. Dit is permanent, dit is permanent. Dit is soos hierdie laaste 007 fik, het hulle dit ook mos gewys. Dit gaan mos oor 'n ou wat biologiese wapen uitgevind het, en dan 007 wat hom probeer stop, en aan die einde van die fliek, dan spuit hierdie ou 007 in met dit, en dan bel 007 nou hierdie sy mense daar in MI6, dan bel hulle en sê, joh, kan julle my iets gee vir hierdie goede antidote of so, en dan lag die ou daar half van die ander kant en sê, nee maat, onmoontlik, as jy dit het jy dit. Jy kan nie daarvan ontsla raak nie, sê hulle in die fliek, en toe is hy mos nou aan die einde van die fliek dood. Toe het hy maar daar in die gebou gebly, en toe het hulle hom opgeblaas met 'n bom. En dis mos nou die laaste van Daniel Craig se 007. Hulle wys vir jou in die flieks wat hulle gaan doen, en dan, dis presies wat hulle gedoen het. Dit wat die mense ingespuit is moontlik irrevocable, jy kan dit nie verander nie, dis dit. Jy is veranderd. Mens moet maar gaan bely vir jou en bid vir jou dat hy jou sal help. En dan, julle kan die goed probeer wat ek genoem het. Blijkbaar het dit vir van die mense gehelp en gewerk. So ek maak nie geld uit mense, ek maak nie 'n sent uit daardie inligting wat ek julle gee nie. Ek kry nie backhand geld van iemand daar wat my, nou sit ek jou se nommer al, want ek kry 'n bietjie geld agteraf. Nee, wat? So julle kan maar my raad volg of nie, dit maak nie vir my saak nie. Ek weet, ek hou my oor op die grond, en dan as ek iets hoor wat werk en so, dan deel ek dit met mense wat wil hoor. Ongelukkig, meeste mense wil nie hoor nie. Hulle wil mos nou net luister vir die ouetjies met die wit baadjies. Die ouetjies met die wit baadjies wat op jou practice. Hulle noem hulle bly die plek vir practice. Hulle sê vir jou op hulle deur, hulle gaan 'n bietjie op jou oefen. Kom in, ons wil 'n bietjie op jou kom oefen. Ons wil hierdie medisyne probeer en 'n bietjie oefen op jou en kyk wat gebeur met jou. Dan gaan die mense nog steeds daarin. Hulle dink, ja, hierdie ouens wat wil op my practice, hulle gaan my kan help. Nee, mense is lagwekkend. Mense is so gebrainwash van kleins af. En aan die einde van die dag, die pilletjies en goedjies wat jy kry by 'n dokter en so aan, hulle maak jou nie gesond nie. Hulle mask nou net die symptoms van dit wat jy het. Jy moet herbs en sulke goed gebruik om gesond te word van issues. Nie in minerale en herbs en so aan. Soos goed wat ek gesuggest het byvoorbeeld gister. Daai produk wat ek daar genoem het gister, mense, dit het alles onder die son wat ek al ooit gehad het, binne 'n oogwink genees. En letterlik, mense, ek maak nie iets op of ek blaas dit te veel op nie. Letterlik alles. Selfs my been wat so erg geïnjureerd is, dat ek amper my been verloor het. Selfs dit het daai goed genees. Dis hoe amazing het is. Daai siekte wat ek gekry het daar in 2020, julle weet van hom,
Ek het hom kaf gedraf binne 24 uur met daai goed. 24 uur mense. Dan sit die ander mense 10 dae by die huis want hulle kan nie oor dit kom nie. Ek stof hom af binne 'n dag. Maagvirus. Drink ek goed binne 'n uur, binne 'n halfuur is dit weg. Maar iets anders wat ook help vir maagvirus en goed is natuurlik activated charcoal. Is baie goeie ding om te hê in jou noodhulpkussie. En ja, so vat maar die raad as jy wil of nie, maak nie regtig saak vir my nie. Ek dra nou ongelukkig nie 'n wit baadjie nie, miskien sal ek julle kan oortuig as ek 'n wit baadjie dra. Groete vir julle, bel daar die nommer as julle van daardie goed soek. En ja, oor die orgaan wat ek oor wil praat vir die 5G torings, die nommer wat ek gegee het op die vorige video, hulle verkoop ook daardie goed. As julle daarin belangstel en wil uitvind van pryse. Of jy kan jou eie maak. Gaan kyk 'n bietjie 'n paar video's daaroor, maar ek gaan dalk 'n video apart maak daaroor om te praat oor Wilhelm Reich. En ja, die sad dinge wat met hom gebeur het. As gevolg van wat hy uitgevind het. Ja, dit is al 'n halfuur lank hierdie video. Groete vir julle, totsiens.